dis Paasnaweek. En dis seker die grootste en die belangrikste datum in die kerk se kalender. Dis Paasfees. Want dis waar die begin is, uit die prys betaal. En jy kan hoor op die radio's, jy kan kyk op die televisies, en jy kan kyk al die verskillende boodskappe wat na jou toe gestuur word, geseënde Paasfees en so, dis regtig, dis die gees van Paasfees wat in die lig is en almal wil mekaar bemoedig en. Maar weet jy, terwyl ons nou hierdie laaste lied gesing het en ons sing hom lekker, né? Maar het my onmiddellik opgeval het. Onmiddellik. Dit is nie eers toe die prent, toe hy opkom, toe sien ek die leuen in die prent. I saw the lie in the picture. Nou weet ek, nie baie van julle het dit opgeleet nie. En julle sê my sê maar, pastoor, waarvan praat jy nou? Dis uitbeelding van Jesus met die kroon op sy kop en sy een oog so bietjie snaaks. Maar dis 'n leuen. Want dis nie hoe hy gelyk het nie. En jy sien, dit is hoe ons die woord verkondig. Hy lyk reg, maar hy is nie reg nie. Jy sien, en so sit ons jaar in en jaar uit binne in die gemeente onder die geklank van die woord. Hy lyk reg, maar hy is nie reg nie. Maar wie van julle kan eerlik vanoggend sê, pastoor, toe ek die gesig sien, toe kom dit in my gees op, want dis nie hoe hy gelyk het nie. Ek sien hande, ja. Jy sien maar soveel mense hoor die evangelie, maar hulle ken nie die verskil nie. Want ons het die evangelie kom skilder. En wat die Here Jesus sê, hy sê dit lyk reg, maar is nie reg nie. Dit het 'n gedaante van my. Maar met die krag word verloon. En ek gaan so 'n paar teksverse vanoggend met ons deel, en ons gaan nie jou lank ophou vanoggend nie, maar ek moet met jou deel. Want jy weet, na 40 jaar plus in die bediening en na baie paasdienste wat ek al van kind af bygewoon het en so aan, en soveel dienste gehoor het en preke gehoor het, dan raak 'n ou stil as prediker en sê, Here, wat kan ek nog bysê? Wat kan ek nog bysê, Here? Wat is die boodskap wat U wil hê wat ek moet bring? Jy sien, en dan sit 'n ou, vra maar vir Joseph, vra maar 'n bietjie vir Lionel, as jy na 'n boodskap soek, hoe kruip daai boodskap weg in die Bybel? Jy het jou hele dik Bybel, nee, so 'n Matilda Bybel, so 'n dik Bybel, nee. Maar die preek kruip weg, François. Hy kruip weg, want jy het die hele Bybel voor jou. Maar die preek kruip weg, die boodskap kruip weg. En dis maar goed as dit 'n ou mee worstel, want ek wil nie jou tyd mors nie. Ek wil nie net tyd volmaak as jy ons het 'n diens gehad nie. Ek moet 'n woord van die troon af vir jou hê. En dis wat belangrik is. Maar ek wil net so hier en daar teks lees, en dan gaan ons na die gedagte toe kom wat die Here op my hart gelê het. Want ek vra regtig, Heilige Gees, U moet my wys. U moet met my praat. U moet deur my praat. Want dit is maklik, ouens.
ek hoef nie eens die Bybel oop te maak nie. Ek kan vir jou baie preke bring oor Paasnaweek. Ek kan vir jou baie boodskappe bring oor die kruisiging en die opstanding. Want dit is mos kennis. Joseph is mos kennis. Is nie so nie? Amy, dis kennis. En almal van julle kan 'n preek bring oor Paasnaweek, want julle ken die geskiedenis. Hallo? Jy sien maar die geskiedenis het dit lewend geword. Ek sal nie vergeet toe ons in Israel was en ons toergids, dan vra ons vir hom, maar waar kom, dis sy oorlewering. Dis hoe die Bybel, die oorlewering van die getuienisse van geslag tot geslag. Ek sal dit nie vergeet, die oorlewering. Maar nou kom ons kyk gou 'n bietjie Jesaja 52. Dan gaan ek vir ons lees van vers 7. Ek gaan nie so hier en daar vir ons lees, verdra my, maar let net op wat ek vir jou gesê het van die prent. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Nou, jy moet na hierdie boodskap kyk, na hierdie teksvers kyk, wat sê die profeet Jesaja, die openbaring van God, Heilige Gees. Hy sê, hoe lieflik is die berge, die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Is dit nie kragtig nie? As jy kyk na hy profeteer nou na Jesus toe. Nou oor wat sê vers 8, hoor jou wagte, hulle verhef die stem, hulle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë, hoe die Here terugkeer na Sion, breek uit, jubel almal saam, pynhope van Jerusalem, want die Here het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies en al die eindes van die aarde sal sien die heil van ons God. Vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here, want julle sal nie baie haastig weggaan nie, en nie soos vlugtelinge vertrek nie, want die Here trek voor julle uit, en die God van Israel is julle agterhoede. Is dit nie wauw nie? Is dit dan nou nie 'n bemoedigende boodskap nie? Kom kyk, as jy na hierdie teksverse lees, as jy wow, God trek vir ons uit. Maar nou hoor vers 13. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos, nou hoor wat sê hy, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Nou die prent wat ons voorhou, Jesus aan die kruis, Jesus met die doringkroon, dit lyk reg, maar dit is nie reg nie. Dis nie hoe hy gelyk het nie. Ja, maar pastoor, jy moet nou verstaan, die kindertjies ook. Dis ons probleem. Dis ons probleem. Jy sien, ons wil die boodskap, krag uit die boodskap uithaal, om mense te akkommodeer, om hulle nie bang of aanstoot te gee nie. Dis die hartseer. Nou hoor wat sê hy? Hy sê, soos
baie hulle oor u verstom het. Verstom het. Kom aan, kind van die Here, toe u na die prent kyk, het u verstom. Misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Dis die ware beeld van Jesus aan die kruis, wat die prys betaal het vir my en jou. Sien, en daarom kan ons nie sommer net maklik bid, as jy bid hierdie gebedjie agterby aan nie, wow, nou is jy kind van die Here nie. Nee, kind van die Here, totdat jy nie gesmaak het, totdat God goed is nie, totdat jy nie gesmaak het na hierdie boodskap, na hierdie beeld kyk, en sê, maar hy het vir my aan die kruis uit gesterwe, dis sy liefde, wat hy aan teenoor my geopenbaar het, en daarom wil ek hom hê as 'n verlosser, hy het sy liefde bewys. Sien, kind van die Here, ons water die evangelie af, want ons wil nie aanstoot gee nie. Ons wil mense nie wegstoot nie. Ons wil mense nie bang maak nie. Maar wanneer ons die krag van waarheid ken, dan sal ons verstaan, ek kan nie anders as om waarheid te spreek nie, want net waarheid het 'n krag in om mense vry te maak. Net waarheid kan 'n leuen uitklee. Leuen klee nie leuen uit nie, waarheid klee 'n leuen uit. En nou sê hy het meer 'n gestalte gehad van 'n mens, hy was so misvormd gewees. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toe hou. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar, met ander woorde die krag van God geopenbaar. Hy tog het sy lood voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Ek wil hê jy moet hoor, kind van God, ons sal nou 'n bietjie daarby kom. Hoor wat sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. As jy tot sterwe kom, verlaat jou heerlikheid jou. As jy 'n vis in die water sien, is hy pragtig, in 'n aquarium sien, pragtig vis, kom haal hy vis uit die water uit, laat hom doodgaan op die grond, en kyk hoe lyk daai vis. Nou sê hy hier, hy sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Kom, kind van die Here, sien julle wat ek sien? Hy hang aan die kruishout. Geen gestalte van 'n mens nie. Geen heerlikheid nie. In ander woorde, sy totale mens wees is weg gewees. Ek wil hê jy moet dit sien, ons gaan nou na die boodskap toe kom. Hier is net so 'n bietjie, sommer nie so verniet al nie. Geen voorkoms het ons om te begin. Hy was verag en die mense verlaat. 'n Man van smarte en bekend met krankheid. Hoor wat sê hy? Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Kind van God, ons kan maklik oor hierdie goeders lees. Maar toets jou lewe. Belydende, wedergebore kind van God. Kyk na ons lewe. Kyk na ons optrede. Wanneer ons Jesus moet verkondig, wanneer ons Jesus moet wees, hy kruip ons weg. Kyk na hierdie gedeeltes.
En dis hoekom ek sê, kind van die Here, ek wil hê u moet hoor vandag. Ons kan baie boodskappe bring, maar ek wil jou waarheid gee. Ek wil jou waarheid gee volgende. Hy sê, ons het hom nie geag nie. Ons wil hom nie ken nie. Maar hoe ag ons hom in hierdie dag, wat ons in lewe? Ek is 'n persoon wat sukkel om 'n challenge te los. Ek vat challenge baie maklik. En ek sal nie altyd sê dis reg nie, maar ek sal ook nie sê dis altyd verkeerd nie. Ek het nou al so moeg geraak vir predikers, breinpredikers, en ek sê dit op lig, en ek sê dit op enige plek sê, ek kan my maar nooi, wat die breinmense in gevangenskap hou, met hulle prediking, met hulle uitsprake, politikuste, die uitsprake wat hulle gee. En vanoggend lees ek weer, en daar's een persoon wat vir die persoon sê, hou op om na ons breinmense te verwys as skallet's. En ek sit op kommentaar waar hy sê, want julle is geskape na die beeld en die gelykenis van God. En hy het die prys nie vir kleur betaal nie vertaal nie, vir sy maaksel, sy skepping. Dis die prys wat hy betaal het. Jy sien, dit lyk reg om sulke nonsens te praat, en hulle taal gebruike, en die Here moet hulle help. Want die duiwel gaan hulle nie help nie. Jy sien, wanneer jy jou identiteit in Christus begin ontdek, hierdie prys wat hy vir jou betaal het, jou herstel, my herstel, dan dra ons nie bagasie nie. Dan dra ons nie meer bagasie nie, ouens. Dit wat was, dit was. Maar my toekoms lê nie in my was opgesluit, my toekoms is in die is opgesluit. Kom ons gaan aan. Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem, en ons smart, die het hy gedra, maar ons het hom voorgehou vir een, wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede, met ander woorde, ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal, my, jou, ons almal, op hom laat neerkom. Hy was mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydsgenote, wie en daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, ter wille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog aan sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Ek wil hê jy moet hoor, dit het hom behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Wees die moeitevolle lyde van sy siel, het hy dit sien en versadig, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie
regverdig maak. Hier sit ons vanoggend, hierdie profetiese woord. As jy Jesus aangeneem het, dan het hierdie profesie in vervulling gekom. Jy, baie regverdig. En hy sal hulle skuld dra, en daarom sal ek hom deel gee onder die grootes, en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitstoot, en die dood en saam met hom die oortreding getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het, en vir die oortreders gebid het. Nou ek wil met jou praat oor 2 uitroepe. Dis die boodskap, die tema, die 2 uitroepe. Nou, wie van u het ook uitroepe? As u skrik. Party mense vloek. Dis 'n uitroep. Party mense, wanneer hulle in 'n krisis is, dan roep hulle. Hulle het 'n uitroep. Party mense gebruik God se naam. Wanneer hulle in 'n krisis is, of wanneer hulle in skrik of in skok is, nee. En party het maar net die gewoonte om God se naam eintlik te gebruik. Maar daar's sekere uitroepe. Jy kan maak wat jy wil. Jy doen ook eene. Hou jou dop, wanneer daar iets gebeur, dan roep jy. Daar's 'n uitroep. En partykeer is die uitroep wanneer dit 'n skrikwekkende of 'n skokwekkende ondervinding is, hoe erger word jou uitroep. Ek kan net nie, ons is baie op die pad gewees met bediening, en ons kom een keer af op 'n ongeluk. En verskoon die uitdrukking, maar die hele pad het vol body parts gelê. Nie van die voertuig, van mense. Menslike liggaamsdele, die hele pad vol gelê. En ek sê vir haar, kyk aan die kant. Jy weet want hierdie goeders, jy vergeet dit nie maklik nie. Maar daar's 'n uitroep. En dit het ek gesien in die lewe. En maak jou Bybels oop saam met my by Matteus hoofstuk 27. Matteus 27. Vers 46. En ek wil praat vandag met jou oor Jesus se 2 uitroepe. Jesus se 2 uitroepe. Hy het ook uitgeroep. En ek wil daaroor met u praat vanoggend. Dat jy kan sien wat dit sy uitroep vir jou en vir my en vir sy kerk beteken. Nou hoor wat sê vers 46. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Jesus, seun van die mens, hy hang aan die kruishout vasgenaal. Nie meer gedaante van 'n mens gehad nie. Nie gestalte dat 'n mens hom kon aankyk of aansien nie. Maar daar kom toe 'n oomblik wat hy uitroep: Eli, Eli, lama sabachthani. En dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Waarom het u my verlaat? Want jy moet verstaan, op daardie stadium, op daai oomblik, toe draai God sy gesig weg van sy seun. Julle ken mos Johannes 3:16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun vir ons gegee het. Sy enigste. En God draai weg van Jesus af. Jesus roep uit: my God, waarom
U my verlaat? En ek staan vanoggend, ek soek 2 teksverse en ek onderskry dit nie. En terwyl ek hier staan, sê die Here vir my, dis wat ek wil hê, wat jy vir hulle moet sê. Let op! Na sy uitroep. Maar u moet verstaan, hoekom het hy dit uitgeroep? Wat is die rede gewees dat hy uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani, hoekom het hy dit uitgeroep? Want sy God het hom verlaat. Hoekom het God hom verlaat? Why? Hoekom het God sy aangesig van hom weggedraai? Hoekom het God sy heerlikheid van hom weggeneem? Why? Want die loon van die sonde is die dood. Want Jesus sê, as ek nie verhoog word nie, kan mense nie na my toe kom nie. My God, waarom het U my verlaat? Toe hy in die tuin van Getsemane, toe hy bid, en die dringendheid is die Here, Vader, as dit moontlik is, vat U die beker vir my weg, maar nie my wil nie, U wil. U moet verstaan, kind van God, dis die skeiding tussen Jesus en sy Vader. Dit was vir hom verskriklik gewees, welkom. Dit was vir Jesus, want dit is sy Vader. Hoe maklik gaan ek en jy aan met ons lewe, en ons doen sonde en ongeregtigheid, en ons worry nie oor die skeiding nie. Want sonde bring skeiding, jy kan maak wat jy wil. En nou roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? Hy moes sonde word vir my en jou. En omdat Jesus gekom het, en hy het medelyde met al ons sonde, ons ongeregtigheid, ons pyn uit alles. Maar op daai moment is die prys. En nou jy wat ek vir jou gesê het in Jesaja, sy heerlikheid is weggeneem. En hy sterf vir my en jou sonde. Dan wil ons so 'n gemaklike godsdienstige lewe, verhouding met God hê. Ons gaan aan met ons lewe. So gemaklik. So, jy weet jy. Maar ons vergeet die uitroep. Wat het my en jou redding gekos? Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Hy het geweet, Jesus het geweet. Hy het geweet daar kom skeiding. Dis hoekom hy gebid het. Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan nie. Maar sy liefde, gedemonstreer, die Vader God, het gemaak. Want niemand het sy lewe van hom al weggeneem nie. Hy het sy lewe vrywillig gegee vir my en jou. Maar die uitroep, my God, waarom het U my verlaat?
Hy het die antwoord geweet. Maar nogtans, Onkel Christus op die einde, toe roep hy uit. Maar dit is daai liefde, kan jy indink, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat niemand verlore hoef te gaan nie. Maar daai liefde word gedemonstreer in 'n oomblik van pyn, ons kan daai pyn nie beskryf en ek het nie woorde vir dit nie. Dat sy Vader van hom al wegkyk. Dis die liefde van God en die liefde van Jesus gedemonstreer aan die kruis. Die uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Sien kind van die Here, as ons net so 'n bietjie stil word en ons bepeins die skrifte, en ons bepeins die woord, ons bepeins en ons kyk na Jesaja 52, 53 en ons kyk deur wat dit gekos het vir my en jou. Laat seun en Vader geskei word, sodat ek en jy gered kan word. Dan wil ons soveel keer so goedkoop verhouding met hom hê. Ek is besig om die boek Hosea vir die hoeveelste keer deur te lees. En ek het 'n reeks, so ek het net tot wedergeboorte gekom het. Was daar 'n pastoor met die naam van Martin Cronje van Palaborwa gewees. En Brian en Hewer het, hulle kom van Palaborwa af en dan so 'n reeks gehad, ek wil nader aan God wees. En hulle gee vir ons daai kassette, vir my en Letty. Ons het daai kassette seker deur gespeel en ek daai woord het so in my gees gekom dat ek dit hoeveel keer al self gepreek het. Maar die hele boek Hosea kan ek bring na hierdie ding toe, na Jesus se kruisiging toe. Hoe lief het God die mens gehad, en wat maak God, en wat maak mens. So die Here wil sê, ek weet nie wanneer nie, maar ons sal daarby kom. My God, waarom het U my verlaat? Vir my, en vir jou, en vir die wêreld se redding. Sy herstel met God. Kan jy jou indink, as daai baba weggeneem moet word, om iemand te red? Hoe dink julle gaan hulle steeds voel? Jou kind weggeneem word, om iemand anders te red. Ons kan baie maklik praat. Sê die Engelsman, talk is cheap. My God, waarom het U my verlaat? En die tweede uitroep, ons gaan daarna na Johannes 19 toe. Weet jy, dit besef ek net, ons kan so maklik net aangaan. Maar as Sondagoggend soos die Here wil, gaan ek met jou praat oor wat die woord sê. Wat het hierdie ding meegebring, hierdie uitroepe? My God, waarom het U my verlaat?
in Johannes hoofstuk 19, vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, so die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek is dors. Nou, hierdie volbring, die Griekse taal, tetelestai, toe Jesus uitroep, tetelestai, dit is volbring. Toe maak Jesus nog 'n verklaring, met nog 'n uitroep. Dit is volbring. Jy sien, kind van die Here, dis die hartseer. Ons hou Paasfees. En elke Paasfees, elke jaar Paasfees, dan wil ons by die kruis kom sit. En ons wil boodskappe hoor, wat ons bewoe maak, wat die trane laat vloei, en ons nou net weer op dit na die Here toe terugbring. Maar ons stap by die deure uit van die geboue, en dan gaan ons maar weer aan met ons ou lewe. Kind van die Here, ek wil vir jou vandag sê, as jy die uitroep, tetelestai, as jy hom verstaan, as jy hom verstaan, sê hy, dit is volbring. Wat sê Jesus, wat beteken, wat sê hy daardeur, daai uitroep, tetelestai, dit is volbring. François, dus jou redding 100%. Toe verlos hy jou met daai woorde, luister kind van God, toe breek hy die mag van Satan, sy owerhede, sy demone, alles breek hy oor jou en oor my. Hy haal jou uit die koninkryk van duisternis uit, en hy skep vir jou geleentheid om in die koninkryk van sy seun van liefde lig in te kan kom, maar dis jou keuse. Ten spyte van die uitroep, dit is volbring, tetelestai. Ten spyte van dit wat hy gedoen het aan die kruis, los hy by my en by jou die keuse. En dis wat God aan die begin gesê het, ek hou aan jou voor, lewe en dood, maak jy die keuse. Maar ek wil jou sê, die prys wat betaal is, vir jou sonde, vir jou ongeregtighede. Luister baie mooi, kind van die Here. Ons gaan aan en ons doen die sonde en ons voeter aan. Maar ons dank nie aan hierdie uitroepe. Hey, dit is volbring nie, dit is daai. My God, waarom het U my verlaat? Dink 'n bietjie voordat jy oorgaan in sonde. Dink aan hierdie twee uitroepe. My God, laat God, Jahweh, om van sy seun weg te raai. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is vir my en jou die ewige lewe. Is die ewige lewe. Hierdie twee uitroepe. Luister mooi, kind van die Here. In totaliteit van herstel tussen God en die mens is in hierdie twee uitroepe opgesluit. Is dit opgesluit? Dit is volbring. En dit is hoekom die woord ook sê, as hulle geweet het, wie hulle kruisig sal hom nie gekruisig het nie.
Maar dit is vir hulle verborge gewees gehou. Vir die demoniese, die duisternis, maar ook vir die ongelowige godsdienstige. Kind van God, dit is volbring. Nou ek sal, soos die Here wil, gaan ons Sondag, gaan ons oor hierdie twee uitroepe, die uitvloeisel, die resultaat. Hoe sê hy vir ons daar? Hy sê die genadestroom vloei onder die troon van God uit. Nee, dan word dit 'n rivier en dan vloei dit uit. Oor die moerasse vloei uit, en dan vloei het af daar na die see toe, en die see verwys na die mensdom, sodat hulle gesond kan word. Ek vra jou vandag, luister na hierdie twee uitroepe. My God, waarom het U my verlaat? Dan sê Vader net dalk vir Jesus, ek het jou verlaat, ek moes jou verlaat, want ter wille van Leslie, ter wille van Amy, ter wille van Callie, en so kan ons aangaan, ter wille van Gerry, ter wille my en jou, ongeregtighede, ons sonde. Dis hoekom ek moes wegdraai, sodat jy in hulle plek kon sterf. En dis hoekom die woord van die Here vir ons sê, as ons saam met hom gekruisig is, in sy dood, en saam met hom opgestaan het, in 'n nuwe lewe. En dis die hartseer. Dis die hartseer. Baie min word die nuwe lewe gesien. Dis die hartseer. Daai volbring nuwe lewe. Ons sal Sondag daaroor praat. Amen. Ons gaan ons by die tafel van die